Maar kom ons lees saam, Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges, het die olie in hulle kanne saam met hulle geneem, net eers tot daar, prys die Here. Ek wil vanmôre met u so klein bietjie praat oor dwaasheid en wysheid. Die woord van die Here sê in Psalm 53 vers 2, dat die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Glo jy daar is 'n God? Kan ek net sien, wie glo dit? Glo jy dit? Glo jy daar is 'n God? Ek dink almal se hande, behalwe Oornay het nie hand opgesteek nie. Glo jy daar is 'n God, Oornay? Amen. Prys die Here. Iemand moet die kinders oppas, daar weet ek kan so, hulle maak maar beurte. Maar jy kan daarom hoor. Maar weet jy, dierbares, die verskil tussen 'n wyse en 'n dwaase, albei van hulle verwag iets in hierdie geval. Hulle verwag die bruidegom om te kom. Albei het 'n goeie verwagting. Maar die wyse een maak voorsiening. En die dwaase een maak nie voorsiening nie. En dit gebeur wat hy verwag, dan skrik hy hom uit sy geloof uit binne die Engelse kerk in. Want dis die verskil tussen 'n wyse en 'n dwaase. 'n Dwaase maak nie voorsiening nie. Hy lewe net vir die oomblik en vir die genot van die oomblik en die lekker van die oomblik. Geen beplanning nie. Weet jy, behalwe op die geestelike gebied, in Suid-Afrika, ek het al in die afgelope kort tydjie 'n klein klompie mense ontmoet wat in 'n verskriklike toestand sit. Omdat hulle nooit beplan het nie. Hulle het nooit reggemaak vir die toekoms nie. En hulle lewe lekker, nou kom hulle skielik op die ouderdom 60 en die man sterf af. Sê hulle, nou moet ek uittrek uit hierdie huurhuis uit. En ek het nie beplan vir 'n ander plek nie. Pastoor, kan julle kerk my nie bietjie help met 'n bietjie kos nie? Eenmal in 'n week boodskappe stuur, jy vir ons 'n paar rand vir brood nie en melk nie. Dis die getuienis van iemand wat nie beplan het nie. 'n Wyse man en 'n wyse vrou beplan. Ek praat nou van die horisontale wêreld, waar ons in lewe, die vleeslike wêreld. Maar weet jy, die geestelike wêreld is dit presies dieselfde. Dis verstommend as jy bietjie gaan kyk na predikers wat deur die jare al groot dinge reg gekry het oor die wêreld en sien die krag van God wat hulle gehad het. Die wysheid van God wat hulle gehad het. Die vuur van die Heilige Gees wat hulle gehad het. En jy dink daaraan dat daar dieselfde krag, daar dieselfde wysheid, daar dieselfde vuur is vandag nog beskikbaar. Maar as bitter min mense wat dit het. Omdat ons nie dit in besit wil neem, ons maak nie voorsiening nie. Jy weet, hierdie gedeelte gaan nie regtig oor die olie nie. Dit gaan oor die visioen, die vooruitbeplanning, die verstandigheid om gereed te maak. Die dwaasheid om nie gereed te maak nie. Mense, ek dink al die mense, selfs die moslems glo daar is 'n God. Hulle glo nou nie in Jesus Christus nie, die Hindoes ook nie in Jesus Christus nie. Maar hulle glo daar is 'n God. Tot die Chinese bou beelde, ek sien op die televisie soms, as hulle nou foto's wys van China en van Indië, en jy kyk daai tempels wat daai mense gebou het vir hulle gode, met goud beslaan, die hoogste geboue, die mooiste plekke, en hulle kry met hulle skoene uittrek om in te stap, daar is waar hulle gesien plek, jy mag nie meer jou skoene aantrek nie. Ek dink party van ons mense, daar gaan ons trek ons skoene uit, dan sal hulle sê, trek maar liefste jou skoene aan. Kan daar delig wees om my skoene uit te trek op 'n verkeerde plek. Maar dit sê vir my, almal besef, daar moet iets groter wees as die mens. Daar's iets groter as wat ek en u reeds nou het.
Ek dank God vir dit wat ons het. Ek dank die Here het my gevul met die Heilige Gees, met spreuke in tale. Hy het my gevul met die krag van sy Gees. Die woord van God sê, jy sal krag ontvang van die Heilige Gees oor jou kom. Ek dank God vir dit. Maar ek besef vanmôre, as daai wêreldoorlog nou moet uitbreek, want elke dag is daar 'n waarskuwing, dis nou naby. Dan wil Amerika skiet en dan wil daai een skiet en dan wil die een skiet en die een. Ek sien op die televisie, op die nuus, het hulle in China 'n groot magsvertoning gehad waar hulle wapenuitrusting en toerusting vertoon het aan die wêreld met duisende soldate wat loop soos tokmannetjies loop so en al die groot kanonne en die goed en hulle maak gereed eintlik vir 'n wêreldoorlog hoor. Niemand sal daai goed bou as daar nie 'n vrees was vir 'n oorlog nie. Dis daar. Maar weet jy, as jy na baie kinders van die Here kyk en luister na hulle getuienis, dan wonder 'n mens, besef die mense regtig dat daar's baie meer van God te kry terwyl ons nog vrede het, as wat ons in 'n oorlog betrokke raak, en dan skielik wil ons sê, Here, waar is die Here nou? Onbeplande kinders van die Here, dierbaar is, goeie mense, party het baie geld, party het bitter min, soos ek. Maar die Here gee sy volheid. Die Here maak sy volheid aan my en aan u beskikbaar. Om ons gereed te maak vir die uur wat kom. Om ons gereed te maak, want die grootste uur wat kom, die grootste probleem wat kom, as jy skielik, jy loop nog in jou hartjie gaan staan. En jy slaan daar dood neer. En jy het nie beplan om die bruidegom te ontmoet nie. Jy het nie beplan vir dit nie, want niemand beplan dit nie regtig nie hoor. Ons dink almal maar ja, wat is seker maar reg. Ja, my broer, jy bly in die kerk. Het jy genoeg olie? Prys die Here, pastoor. Ha. Daar's meer vir ons te kry as wat ons in besit het. Ek praat van myself, u dalk nou meer as ek, dis moontlik, dis nie onmoontlik nie. Maar die wat ek het, wil ek vat om te gebruik. Ek wil beter beplan, ek wil meer hê van die Here. Al moet ek 2 keer soveel opbid op 'n dag as wat ek nou bid. Ek wil meer bid as wat ek ooit gebid het. Ek wil meer Bybel lees as wat ek ooit gelees het, omdat ek meer in besit wil neem. Ek wil gereed wees. 'n Wyse man maak homself gereed. Weet jy, daar's 'n skrif in 1 Korintiërs 3 vers 19 wat sê, die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Groot sertifikate met 'n rooi stempel op. En hulle benoem jou as 'n professor of 'n dokter. Is pragtig, is prysenswaardig. Maar dit beteken in die geesrealm niks. Die wysheid van hierdie wêreld is by God dwaasheid hoor. Beteken niks nie. Ek kan al die goede doen onder die son en ek het myself 'n goeie naam kry. Ek kan nou nog, al is ek nou oud, kan ek nog steeds inskryf vir 'n graad. Ek weet nie of ek dit ooit sal regkry nie, maar 'n bietjie dommerig, maar mens kan probeer. Jy moet nooit op te dink, ek weet alles nie hoor. Ek moet aanhou dink jy moet leer. Maar nie leer van dinge van die wêreld nie, leer van die Here. Want weet jy, dat die wêreld het die kinders van die Here bitter nodig. Die wêreld het manne en vroue nodig, wat sê hulle is kinders van die Here, wat die wysheid van het van die Here. Want dit is 'n gawe van die Heilige Gees, is wysheid. Jy hoef nie te gaan leer om wys te word. Die geleerdheid is nie wysheid nie. Wysheid is die vermoë om die werklikheid en die waarheid te kan ken, die waarheid te kan sien, met 'n verwagting dat ek kan sien, en gereed te maak vir dit wat ek voor verwag. Dis wysheid. En dan sê die woord van die Here Jakobus, hy sê, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God afbid, wat eenvoudig gee, sonder om te verwyd. Is dit nie wonderlik nie? Hy gaan jou nie eens verwyd nie. Sê, Here, ek soek wysheid. Sê, Here, ek gee vir jou, daar sê, vat dit. Hy gaan nie sê, Kai, nee, hy gaan nie vir jou nie, hoor, nee, wat, jy is te oud, broer, jy mors my tyd. Hy gaan my nie verwyd nie. God gee sonder om te verwyd. Al wat ons moet doen, vra vir die Here vir die wysheid. Dat ons die wysheid in besit kan neem. Want weet jy, as jy wysheid het, hoor wat ek nou vanmôre vir u sê, 'n wyse man en 'n wyse vrou lees die Bybel. 'n wyse man en 'n wyse vrou bid.
'n wyse man en 'n wyse vrou verkondig die evangelie van Jesus Christus aan 'n verlore gaande wêreld, want hulle weet hulle is verlore. Hulle weet nie wat om te maak om gered te word nie. Ons het dit. Sê, as jy gered, ou broer? Nee, ou broer, ek is nog nie gered nie. Sê, o, lekker, hoor, gaan my hel toe. Is dit die regte manier om dit te doen? Nee, wysheid is, kom my broer, kom ek wys jou, kom ek vat jou in jou hand. Ek het geleer, ek het my voorberei in wysheid, dat ek vir jou kan help. Dan kan ek sê, ek het die wysheid van die Here gekry met 'n doel. Die rede is, God wil ons gebruik om die wêreld tot redding te bring. God wil jou gebruik, God wil my gebruik. Hy wil jou nie net lekker kerk laat hou nie. Hy het my nie geroep om te kom preek, hier so lekker te kom preek. En die mense kan sê, o, daai ou preek te lank. O, hy skreeu te hard. Een sê dit, ander sê nee, maar hy preek dan 'n bietjie korter as die ander ou. En so gaan ons maar vergelykings maak en woordjies rondgooi, maar dit help niks nie. As ons nie kan doen wat God ons voor geroep het en gered het nie, sê vir my, ons kort wysheid om onsself voor te berei. Want weet jy, hierdie gelykenis, die dag toe die bruidegom kom, toe kom die dwaase agter, ons het nie genoeg olie nie. Weet jy wanneer kom jy agter, jy het nie genoeg olie nie? Wanneer jy iemand in die dorp of in die huis of in jou familie of in jou vriende raakloop, wat groot krisisse belewe, en jy kan hom nie help nie. Want jy het nie die kennis om hom te help nie. Jy het nie die wysheid om hom te help nie. Want jy lees nooit die boek wat vir jou wysheid gee nie. Jy lees nie die boek wat vir jou kennis gee nie. Jy berei nie vir dit voor nie. Ek wil nou vandag vir u sê, as hier vanmôre 'n man sou instap in hierdie kerk in. Ek kan dalk nog eendag ek hoor 'n kar, ek is dalk hy wat nou kom. En hy stap in en sê, ek glo daar's geen God nie. Wie van ons kan regkry om hom te toon, daar is 'n God? Ek vra, ek kan nie. Kan ons dit doen? Wat het ons nodig om dit te doen? Ons het God nodig in ons midde. Nou sê die woord, waar 2 of 3 my naam vergader, in Matteus 18, waar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in hulle midde, maar hy is in ons midde, in die mate van ons kennis van hom. Ons kennis van Jesus Christus, bring hom in ons midde. Ons verhouding met hom, bring hom in ons midde. Sy krag, ons krag van wat hy in ons beleef, bring hom in ons midde. Nie omdat ek buite kan 'n bordjie opsit, oor die Here is hier, want 2 of 3 is in sy naam vergader nie. As iemand inkom, hy het hulp nodig, kan ek hom nie help nie. Dit help dit nie. Ons het daai skrifgie sê, o, die Here is hier, die Here is hier. Dit sy handjie bewe sy vinnig gesê, nou, die Here is nou hier so, o, voel hom. Maar as daar iets moet gebeur, daar's nie krag nie. Daar's die olie is gone, daar's nie olie nie. Want ons lewe baie keer, dierbaar is, ek wil dit nou versigtig sê, ek is bang jy verstryd met my, maar ons lewe baie keer dwaas. Deur God nie 'n kans te gee, om ingang in ons harte te kan kry nie. Dis beskikbaar. Weet jy, hierdie Bybel is vol waarhede, vol wysheid, vol krag, vol heerlikheid. Dis daar. Die Heilige Gees is daar. Hy sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek lees 'n geval in Handelinge 19. Paulus kom daar by die gemeente van Efese. En hy sê vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang? Dan sê hy, nog nie eens van so iets gehoor nie, man. Waar het jy daarvan gehoor? Hy sê, hoe het jy dan gedoop? Dan sê hy, al gedoop die doop van Johannes. So, okay, toe leer hy hulle van die Here Jesus Christus, en hy doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die skrif sê in naam van Jesus, ek wil dit nie wegsmeer nie. En toe lê hulle hande op, en hulle is gedoop met die Heilige Gees, met spreuke in vreemde tale, hulle begin in tale praat, en te profeteer. Maar weet jy, daardie krag is vanmôre beskikbaar, vir die een wat dit wil hê. En ek wil vandag beag om te sê, ons het dit nodig, as jy die Here Jesus verwag, het jy dit nodig, hoor wat ek vandag vir jou sê, jy het dit nodig. Halleluja. Jy weet, ek wil nie vanmôre preek oor wie gaan hel toe en wie gaan hemel toe nie. Maar dit is ongelukkige waarheid, baie gaan hemel toe en baie gaan hel toe. En dit lê by jouself, waarheen jy gaan. Maar ek is nie lief om oor die hel te preek om mense bang te maak vir die hel nie. Ek wil liefste vir die mense vertel, wat is daar tot ons beskikking as jy God se kind is, as jy wedergebore is. Want weet jy wat sê die woord? As ek wedergebore is, Jesus sê in Johannes 3,
Hy sê, jy kan nie die koninkryk van God ingaan as jy nie wedergebore is nie. Kom ons los die saak van 'n wedergeboorte daar tot op 'n later tyd, jy my kom vra as jy meer wil weet. Maar net om in die koninkryk van God in te gaan, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, 2 Korintiërs 4:20, bestaan nie in woorde nie, maar bestaan in krag. Die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, is nie 'n teorie nie, is nie 'n boekie papiertjie nie, dit is 'n kragtige koninkryk, en ek kan in daai koninkryk ingaan deur wedergeboorte, deur my te bekeer tot God, my te laat doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en gedoop te word in die Heilige Gees. Laat my in daai koninkryk ingaan. As ek daar gebore is, ek is nou gebore in Suid-Afrika, maak my Suid-Afrikaner. As jy in Australië gebore is jy Australianer. As jy in Amerika gebore is, Sonja, dan is jy Amerikaner. As jy in Basutoland gebore is, dan is jy Basuto. Ek weet nie wat is die ander naam van 'n Basutolander, as ek nie 'n Basutolander nie. Dis 'n Basuto. Maar as jy in die koninkryk van God gebore is, het jy erfreg in hy koninkryk. Die woord van God sê in Romeine 8, as ek die gees van God my lei, dan het ek die reg tot wedergeboorte, ek het reg op 'n erfdeel in daai koninkryk. Daai koninkryk bestaan nie in swakhede nie, bestaan nie in kom ons probeer dit en probeer dit, kom probeer dit nie. Hy bestaan in krag. As jy in daai koninkryk deel kan word, word jy deel van die krag van God. En dis die mikpunt van my gemeente. Dis waarvoor ek bid. Dis waarvoor ek werk. Dis hoekom ons begin 'n nuwe gemeente. Nie omdat die ander sleg is nie, maar dis my visioen. Ek kan nie my visioen in 'n ander gemeente uitgeleef kry nie. Toe begin ons 'n nuwe gemeente. Dink jy ons is beter as die ander? Nee, ek glo dit nie hoor. En nie oomblik nie. Maar ek het 'n ander visioen moontlik. Maar ek soek 'n gemeente waar manne en vroue gevul word met die Heilige Gees. Manne en vroue vol van die krag van die Here. Manne en vroue wat wysheid het om die werk van God te doen. Halleluja. Halleluja. As jy dan nog met my, jy dan sê Hitler so hande klap, ek sien nou so. Ek wil net vir jy ietsie sê, nou, soms so tussenin. As ek vir iets sou vra ooit, kom ons bring 'n lofoffer aan die Here. Vra ek u mooi. Staan liewes op. En steek jou hande in die lug op. En sê, Here, u is wonderbaar. U is groot en heilig. As wat jy hande klap. Jy klap hande vir ou wat 100 meter gewen het. Jy klap hande vir ou wat die lotto gewen het. Ek weet nie wie dat lotto klap nie. Maar ons klap die hande vir God nie. Ons staan op en ons sê, Here, ek aanbid u want u is wonderbaar, u is groot en heilig. U is die almagtige God, u is die skepper van hemel en aarde. Ek noem dit soms so tussenin net, want ons gaan ergens vir u vra vir 'n lofoffer in die gemeente. Dan weet jy wat hierdie pastoor en ek wil hê. Want God soek dit. God soek manne en vroue wat hom in gees en in waarheid aanbid, sê Johannes 4:23 en 24. God is gees. Hy soek mense wat hom so aanbid. God soek sulke mense. Ek soek so 'n gemeente waar die mense in kan kom. Daar in ons voorvertrek, daar is so 'n koffiekamertjie daarvoor. Dis nie eintlik 'n bidkamer nie. Ek dink jy ou sit daar en rook en vloek en gaan 'n keer in die dag. Maar ons gaan bid maar daar. Want God woon nie in tempels wat hande gebou is nie, hoor. Die ouens is so heilig op 'n gebou, so o, jy mag nie hierdie gebou. Hier rook hier so nie. God woon nie in tempels met hande gebou nie. Hy is die tempel van God. Julle is die tempel van God. Die gees van God moet in my woon. Sonde moet nie in my woon nie. Sonde moet nie plek in my lewe hê nie. Die gees van God moet plek in my lewe. Maar weet jy wat? Ons lewe baie keer soos dwaase mense. Ons neem nie dit wat God vir ons aanbied in sy woord. Ons vat dit nie. Ons aanvaar dit nie. Ons vat dit net eenvoudig nie. Ons vat dit nie. Weet jy daar in Lukas 12de hoofstuk? Kom ons lees dit maar saam, liewester, voor ek dit nou vir jou verkeerd vertolk hierso. Daar vanaf die 13de vers. En een van die skare sê vir meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter oordeler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra, sy hom by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Ek sal deur al my opbrengste my goed insamel.
En ek sal vir my siel sê, hoor nogal hoe kontant is hierdie man. Ek sal vir my siel sê, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet en drink en wees vrolik. Is dit nie baie mense sê, my pastoor, ek sê nie so praat nie, ek gaan 3 maande met 'n karavaan op vakansie. Ek het al die jare my geld gespaar, ek gaan nou lekker lewe, rustig vat. Ek gaan nou rustig lewe, ek gaan toer, ek gaan Amerika toe, ek gaan Ierland toe, en ek gaan waar nog al die plekke, en ek gaan Kaap toe. Maar wat sê die Here vir hierdie ou? Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Kom ons vergeet van die rykdomme. Ek is nie 'n geldprediker nie, ek het myself beloof, ek gaan nooit offerande opneem nie. Maar my broeders het gevoel, hulle wil 'n kassie daar sit vir offerande, so as jy voel jy wil iets gee, daar's ek sal dit nie vir jou vra nie. Ek kon nog ook die tiendes nie, as jy voel jy wil gee, dis jou saak. Vra nie jou geld nie. Maar ek vanmôre vir u vra, ek vra u uit my hart uit, om 'n bietjie tyd van jou dag te vat, en in te bid in die teenwoordigheid van die Here in. Lees die Bybel, en bid en praat met God die Vader, met God die Seun, en God die Heilige Gees. Gee jou hart aan hom, gee jou lewe aan hom. Sê Here, ek wil nie geld bymekaar maak vir die ou dag nie, maar ek wil skatte bymekaar maak, wat ek voor u kan vertoon, die dag as jy my kom haal, dat ek vir my kan sê, mooiste, my goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Dit wil ek graag hoor. Dit wil ek graag hoor, as ek die dag voor die Here staan. Wat sê u daarvan? Voel u nie ook so nie? Kan ek vanmôre vir u vra? Ek het nou lank genoeg gepreek. Net so oor die 20 minute, dit is lank genoeg dat u kan hoor wat die Here wil sê. Ek wil hê u moet vanmôre in die plekke besluit neem. En vir my om te kan sien dat jy dit doen, wil ek hê, as dit moontlik is, dat jy net hier voorkom staan.